Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Genesis 31. Kom ons som gou op wat hier in hierdie hoofstuk gebeur. Daarna kan julle rustig die hoofstuk lees en luister wat die Heilige Gees vir julle verder sê. Dis lekker om die woord van die Here te lees en daarin te bly. Dis ook lekker om te weet dat alles nuttig is vir my en jou en dat die Here deur verskeie verse en hoofstukke met ons gesels en dat ons soveel kan leer uit sy woord. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 leer ons juist dit. Ons lees dat die volgende gebeur in hierdie hoofstuk. Heel eerstens Jakob hoor Laban se kinders sê dat hy alles wat hulle vader se was geneem het en groot rykdom verwerf het. Dit was 'n leuen volgens Genesis 28. Jakob sien dan dat Laban se houding teenoor hom verander het en so wil hy aanbeweeg. Jakob se siening as gevolg van die leuen. Die Here praat met Jakob en sê weer vir hom om terug te gaan na die land van sy vaders en sy familie. Hierdie wys na God se genade en sy liefde. Dan Jakob roep sy vroue en vertel hulle wat gaan gebeur en dat God dit weer vir hom bevestig het. Hierdie is Jakob se getuienis wat so mooi is. En ons lees in Openbaring 12 vers 11 dat juis die woord van ons getuienis oorwinning sal bring. Jakob word agtervolg deur Laban en die Here verskyn in 'n droom aan Laban en waarsku hom om versigtig te wees in wat hy vir Jakob gaan sê. En dan, daar word 'n verbond opgestel tussen Laban en Jakob en daarna beweeg Jakob weer in die rigting wat God wou hê hy moes beweeg het in die begin. Dit is vir my interessant dat Jakob luister na die seuns van Laban en deur aandag te gee aan hulle kinderstories kom daar jaloesie en afguns. Maak hy moontlik ook sy eie gevolgtrekkinge teenoor Laban se gesindheid wat verander het. Hoekom kinderstories en jaloesie? Wel, dis nie die waarheid dat Jakob Laban so goed gevat het nie. Ons lees in Genesis 30 vers 30 waar Jakob vir Laban sê, min was dit wat u voor my koms gehad het en dit het sterk vermeerder. Laban en Jakob het hierdie waarheid geweet en heel moontlik het Jakob sy mind opgemaak deur kinderstories, jaloesie en die verdraaiing van die waarheid, dat hy in die moeilikheid is en dat hy gaan aanbeweeg. Dit gebeur so baie met ons en self vandag nog kom die vyand en verdraai die waarheid om ons van koers af te kry. Wat maak ons met daai verdraaide waarheid of afguns of jaloesie wat teenoor ons opkom? Ek glo die Vader kom in om die situasie te verander, want heel moontlik was Jakob op pad in verkeerde rigting. Want in vers 3 sê die Here aan Jakob, gaan terug. Ek is seker Jakob het raad gaan vra by God en God het hom geantwoord. Jakobus 3 vers 16 en 17 deel so mooi met hierdie afguns en leuns teen die waarheid, wat net wanorde bring en gemeene dade. Dan sê hy, maar wysheid van bo bring goeie vrug. Vers 3 vat ons terug na Genesis 28, waar Jakob die droom gehad het toe hy bietjie gerus het met Esau op sy hakke. In vers 15 gee die Here nie net vir Jakob 'n belofte nie, maar ook vir jou en my vandag deur sy redding wat hy gebring het vir die wat in hom glo. Vers 15 sê in Genesis 28 die volgende, en kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Hoop julle sien die antwoord wanneer die waarheid verdraai word, wat om te doen. Yes, hoor by die Here en gaan terug op die laaste ontmoeting met hom of belofte van hom aan jou. Dan sal jy rus en rigting kry. Jesaja 30 vers 15 en 21 leer ons eintlik so mooi. Daar staan in vers 15, want so sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertrou bestaan julle krag. En dan sê hy, maar julle wou nie. En dan in vers 21 lees ons, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan. Jakob is bemoedig met dit wat die Here vir hom sê en hy onthou die belofte wat die Here vir hom by Bethel gegee het. En hy roep sy vroue om dit met hulle te deel. Luister wat kom hier uit. Vers 5. Jakob sê vir hulle, julle pa se gesindheid het verander, maar my God verander nooit nie. Is dit nie mooi nie? Vers 13 staan daar, dat God self van hom in 'n droom verskyn het
en hom herinner het aan sy gelofte. Kom ons vertel aan ander die waarheid wat ons ken, die evangelie, veral wanneer die vyand of mens die waarheid verdraai om ons. Ons lees dan verder dat daar 'n verbond gemaak was tussen Laban en Jakob. Hierdie was nodig en dit was goed. Jy sien, met hierdie verbond breek Jakob die band tussen hom en Laban, wat die wêreld verteenwoordig eintlik. 2 Korintiërs 6 noem dat duisternis en lig kan nie saam in een plek wees nie, en so maak Jakob 'n besluit om die Here eerder te volg, ten spyte van wat vir hom voorlê met die rigting waarin hy nou moet gaan. Onthou, hy moet terugkeer na sy familie, en jy weet wie daar wag vir hom. Jep, jy is reg, Esau. Maar Jakob doen dit ten spyte van die gevaar. Hoekom? Want hy verstaan die belofte van God, en sy besluit om hom te dien, en dat die Here sy God is. Ek wil julle bemoedig om vas te hou aan God se beloftes vir julle. Hy verander nooit nie, en hy bly getrou. Maak vandag ook 'n besluit om te breek met die dinge van die wêreld en terug te keer na jou familie, jou plek in sy koninkryk, jou plek wat die Here jou beloof het. Vervang vandag vrees met geloof. Mooi dag vir julle.